bewaar jou hart. Het jy al ooit te doen gehad met iemand wat bitter is? Dis, baie keer kry jy iemand, dis asof die bitterheid uit hom uitdrup. Hy het aanstoot geneem oor iets wat in sy lewe gebeur het, hy het iewers seer gekry, en nou loop hy met daai gevoel van verontregting, loop hy in sy hart. En die ergste ding van dit is, hy neem aanstoot oor elke dingetjie. Sy hart is naderhand so vol bitterheid, as sy mond oopgaan, dan hoor jy net bitterheid. En dis asof hy bitterheid, of asof hy dit na hom toe aantrek, verontregting. Dis asof hy in elke situasie iets sien, waarin mense hom veronreg. Of iemand wat negatief is. Hy sien alles negatief, maak alles negatief, en maak almal negatief. Maar dan kry mens ook mense wat positief is. Hy kyk nie na die negatief en die donker van die omstandighede nie, hy sien die lig agter die donker, en hy bring hoop, ook waar het donker is. Iemand wat vol vrede is, en slegte goed kan om hom en selfs met hom gebeur, maar dit verander nie die vrede in sy hart nie. Hy, in elke situasie, sien hy dat God steeds in beheer is, en daarom behou hy vrede en hoop. Die vraag is vanmôre, waarvan is jou hart vol? As mense vandag in een sinnetjie moes sê, hoe is jy? Wat sou hulle sê? Ons lees hier in Spreuke 4, lees daarvan vers 20 af. My seun, hoor wat ek vir jou sê, luister goed na my woorde, moet dit nie vergeet nie. Hou dit altyd in gedagte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, 'n volle lewe vir hom wat dit besit. En dan ons kernvers, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. Ek wil daar ons kernversie net weer bietjie onderstreep. Ek het hom nou hier in 3 vertalings. Ons vertaling sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Die ou vertaling sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die Amplified Bible sê, keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the springs of life. Die woord hart kom meer as 1000 keer in die Bybel voor. En dit sê vir ons dat 'n mens se hart baie belangrik is. Dat dit 'n groot invloed het op jou hele lewe. Maar wat is die hart waarvan hier nou gepraat word? Ek gaan nou bietjie 'n oombliekie net daaroor praat. Ek wil net een ding hier vir julle uitlig. Daar in die middelste versie staan, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En die Amplified Bible sê, out of it flow the springs of life. So dis asof jou hart is soos 'n fontein waaruit jou lewe vloei. Nou as ons kyk na die woordjie hart, dan dui dit in die eerste plek op jou gevoelens en jou emosies.
Maar dit dui ook in die tweede plek op my wil en my keuses. En in die derde plek op my intellek, my kop, my kennis, my denke. So al hierdie goed is deel van dit wat die Bybel na verwys as hy praat van ons hart. En ons sou kon sê, ons hart is die diepste oortuiging van ons emosies, van ons wil en van ons denke. Dis die diepste oortuiging van my emosies, my wil en my denke. En dit beheer my lewe. Kom ons vat nou 'n voorbeeld. As ek met my kop weet, God het my lief, maar ek is in 'n situasie waar ek voel ek is verwerp, niemand sien my raak nie, ek voel asof ek bid en God antwoord nie, dan praat my emosies en my denke teen mekaar. En wat dan die meeste van die tyd gebeur is, my emosies neem beheer. En dan luister ek na wat my emosies sê. Die wonderlike is, wanneer my emosies, my wil en my denke dieselfde oortuiging het, en daai oortuiging bepaal my lewe, bestuur my lewe. Ons het nodig om die toegangspoorte tot ons hart te bewaar. Ek wil net eers nog sê oor daai, wat ons nou net gepraat het, ek wil net so teruggaan, van die diepste oortuiging van ons emosies, ons wil en ons denke. Kom ons vat nou die mense oor wie ek in die begin gepraat het, 'n bitter mens. Wat is die diepste oortuiging van sy hart? Die diepste oortuiging is, dit wat met my gebeur het, is so erg, en niks kan dit weer regmaak nie. Dis wat sy lewe beheer. 'n negatiewe mens glo diep in sy wese dat alles skeefloop, en dat alles altyd met hom skeefloop, en dit sal nooit verander nie. En daai oortuiging bepaal sy lewe. 'n positiewe mens glo diep in sy wese, God sorg vir my. En daarom het ek hoop, al loop dinge skeef, al gebeur slegte goed met my, ek behou hoop en ek bly positief, want God gaan my hier uithelp. Iemand wat vrede het, glo diep in sy wese, God is my Vader. Hy is vir my. En alles die hele wêreld teen my maak dit nie saak nie, want die koning van die konings is vir my, en daarom het ek vrede. En dit bepaal sy lewe. Wat in ons hart aangaan, word sigbaar in ons lewe. So, ons het nou gesê, die hart is soos die fontein, maar daai fontein loop uit. En dit loop uit deur my woorde. Dit loop uit deur my gesindheid. Dit loop uit deur my houding. Dis hoe dit sigbaar word. Deur die keuses wat ek maak. Dis duidelik dat daar goeie dinge is wat ons in ons hart wil hê en wat God in ons hart wil hê. Maar daar is ook slegte dinge wat ons nie in ons hart wil hê nie en wat God ook nie wil hê in ons hart moet wees nie. En daarom gee God vir ons hierdie opdrag. Hy sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Wees baie versigtig wat jy in jou hart toelaat. Want dit het 'n radikale effek op jou hele lewe. So, as ons nou 'n bietjie praat daaroor, hoe doen ons dit prakties? Dan wil ek sê, ons het nodig om die toegangspoorte tot ons hart te bewaak. Ons het nodig om 'n wag daar te sit op die verskillende plekke of maniere hoe goed na my hart toe kom. En ek wil nou sommer net 3 dinge vandag uitsonder. Die eerste ene is, dit wat ek hoor.
woorde. Nou, hulle sê, die gemiddelde mens kan so 125 na 150 woorde per minuut praat. Ek is seker party van die mense onder ons wat langer hare het, praat 300 woorde 'n minuut. Maar as ou dit nou vat in 'n uur, of as ou dit vat in 'n dag, dan kom daar eintlik so baie deur woorde na my hart toe. En ek het nodig om versigtig te wees watter van daai woorde ek in my hart gaan toelaat. Woorde het krag. Party woorde kan opbou en ander woorde kan afbreek. Party woorde kan seën, ander woorde vervloek. Party woorde bring hoop, ander bring wanhoop. Woorde kan waarheid bring, of dit kan 'n leuen bring. En ons het nodig om te onderskei tussen hierdie goed. En wanneer woorde negatief is, afbreekend is, wanhoop bring, leuns bring, het ek nodig om dit uit te blok, om dit weg te wys. En net dit wat positief is, wat waar is, wat opbouend is, mag ek in my hart inneem. Dis vir ons 'n baie belangrike ding. Daarom moet ons oppas wat ons luister. As ek byvoorbeeld heeldag tussen mense is wat vloek, dan kry ek myself dalk eendag wat ek ook 'n vloekwoord sê, en dan is ek eintlik geskok. Waar kom dit nou vandaan? Omdat ek dit die hele tyd hoor. En daarom het ons nodig om versigtig te wees waarna ons luister. Ons het nodig om hierdie poort van gehoor op te pas. Hierdie versie sê, weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Nou, hierdie weerhou jou van leuns kan beteken dat ek moet wegbly van leuns af, ek moenie my bemoei met mense wat jok nie, maar dit kan ook beteken dat ek self nie moet jok nie, en mense moet mislei nie. En dan sê hy verder in Psalm 141, die psalmdigter, sit 'n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê. Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge. So al praat mense met my verkeerde dinge, moenie dat dit by my vassteek nie, Here. Help my dat dit sommer van my af weggaan, dat dit weer verdwyn. Maar sit asseblief ook 'n wag voor my mond, dat ek nie 'n kanaal word, wat weer deur my woorde negatiewe, slegte goed in ander mense se harte indra nie. Die tweede poort is wat ek sien. En wat ons sien, het ook 'n geweldige effek. As ons aanhoudend na ongoddelike dinge kyk, het dit 'n geweldige effek op ons. Dit kom in ons hart in, en dit maak sekere dinge in ons hart wakker. Byvoorbeeld, slegte nuus. As ek die heeltyd slegte nuus hoor en kyk, het dit 'n geweldige effek op my lewe. Dit laat my sleg voel. Dit maak my naderhand negatief. En daarom is daar party mense wat ek ken, wat gesê het, ek het ophou nuus kyk. Want ons kry nie net die slegte nuus van Volkwil nie, ons kry nie net die slegte nuus van Suid-Afrika nie, ons kry die slegte nuus van die hele wêreld. En geen mens is bedoel, of is gemaak om dit te hanteer nie. En daarom het ons nodig, om dit wat ons inkry, te beperk, daai negatiewe goed wat ons sien elke dag. As ons die hele tyd kyk na onreg, dan kom ons op 'n plek soos die psalmdigter wat op 'n stadium so moedeloos geword het, en hy stoei eintlik met die Here, en hy sê, Here, hierdie ouens doen alles wat verkeerd is, en kyk hoe goed gaan dit met hulle. Ek doen alles wat reg is, en kyk hoe sleg gaan dit met my. Here, wat help dit dan dat ek U dien?
As ons te veel kyk na die onreg, dan vergiftig dit ons harte. Die Here het hom toe geantwoord en gesê, soos groen gras, wat verdor en verdroog, sal daai onregverdiges eendag sommer net verdwyn. Maar jy sal bly lewe. Ons kan baie keer kyk na horror movies. En baie mense hou vreeslik daarvan om daarna te kyk. Maar ek het al mense gehad wat by my gekom het, wat begin sukkel het met angs en vrees, en hulle weet nie waar dit vandaan kom nie. En as ek met hulle praat, dan kom ek agter, hulle kyk hierdie horror movies, en die duiwel gebruik dit as 'n poort om vrees in hulle hart in te dra. En nou sukkel hulle met angs. Hulle sal in die nag wakker skrik met 'n angssweet, en hulle weet nie waarvan nie. Maar daai goed het in die onderbewussyn bly sit. En nou het dit 'n reuse effek op hulle lewe. So, wat ek sien, is 'n poort na my hart. Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Die duiwel probeer allerhande goed hier langs my laat opduik, om my oë van die pad af te haal, en dit na iets anders toe te trek, en so probeer hy my van die pad aftrek. En ons het nodig om versigtig te wees daarmee. Hier in Hebreërs gee die skrywer vir ons baie goeie raad. Hy sê, hardloop die wedloop met die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. En hierdie ou liedjie vat daai versie so mooi saam. Hy sê, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. En dis ons uitdaging, dis hoe ons koers hou tussen al die goed wat die wêreld en die duiwel laat opduik wat ons sien, wat hy probeer om in ons hart in te voer en ons van die pad af te kry. Die derde ding is, die pad wat ek loop, dit gaan oor die keuses wat ek maak. Hy sê, baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. Altyd as ek met die manne praat, in huweliksberading, dan praat ek met hulle oor die ding wat God gesê het, die man is die leier. Dit beteken, jy is die hoof, jy is die een wat moet voorloop. Maar as jy nie weet waartoe is jy op pad nie, hoe kan jy voorloop? En daarom het ons nodig om te gaan sit en ons koers af te baken. Ek het nodig om met die Here te praat, en dit geld nou vir man en vrou, en vir die Here te sê, Here, ek wil my koers afbaken. En dan wil ek besluit, wat se soort man, of wat se soort vrou wil ek wees? En ek skryf 'n paar goed neer. Dis hoe ek my koers afbaken oor my mens wees. Dan, watter soort waardes wil ek hê? Watter soort huwelik wil ek hê? Wat se soort kinders wil ek grootmaak? Wat se soort werker wil ek wees? En ek skryf 'n paar goed oor elkeen van hierdie goed neer, so saam met die Here. En dan sê ek, dis die pad wat ek wil loop. Dis hoe ek my lewenskoers afbaken. En dan enige iets wat my wegtrek van dit af, as ek gesê het, ek wil 'n man van integriteit wees, en nou trek die verkeersbeampte my af, en hy wil hê ek moet hom 'n omkoopgeldjie gee, dan gaan hy nie vir my 'n boete skryf nie. Dan sê ek, nee, ek gaan nie die pad loop nie, want ek het my koers afgebaken, ek wil 'n man van integriteit wees. En dan maak dit die pad eenvoudig, dan sal ek seker wees van elke tree. Maar as ek begin kompromieë maak, as ek gesê het, ek wil 'n man van integriteit wees, maar ek gee hier 'n omkoopgeldjie, daar jok ek bietjie, daar maak ek so, dan raak die pad baie de mekaar. En dan weet ek naderhand nie meer waartoe is ek op pad nie.
Ek het nodig om my koers duidelik af te baken. Hierdie pad gaan eintlik oor die manier hoe ek lewe. Die manier hoe ek my lewe lewe. Dis wat ek hier afbaken. Wat ek kies. En dan bly ek daarby. Ek laat nie toe dat die wêreld, dit wat ek sien, dit wat ek hoor, dit wat mense op my afstuur, ek laat nie toe dat dit my van die spoor afbring nie, ek het my koers afgebaken, dis die pad wat ek loop. So baie mense het dit nog nooit gedoen nie, en hulle is soos 'n blaar wat op 'n stroom water is nou soos hierdie reëntyd, as hier 'n vloedwater afkom, en daar beland 'n blaar op die water, dan gaan daai blaar net waar die stroom hom vat. Maar ons wil nie soos daai blaar wees nie. Ons wil wees soos iemand wat sy koers afgebaken het, wat weet waantoe hy op pad. Ek wil wees soos 'n boot met 'n roer, wat hom stuur in die regte rigting, en al trek die stroom die kant toe, ek gaan die kant toe. Want dis die pad wat ek gekies het. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van jou lewe. Vader, baie dankie dat U vanmôre met ons praat oor ons harte. En Here, ons moet bely dat ons baie keer nie ons harte so getrou bewaar as wat U vir ons sê nie. En dan kry ons baie keer slegte vrugte in ons lewe, ons beland op plekke, ons beleef emosies wat ons eintlik nooit moes beleef het nie, net omdat ons nie ons hart bewaar het nie. En Vader, dankie dat U vir ons vanmôre kom wysheid gee, kom leer hoe om ons hart te bewaar, deur versigtig te wees oor dit waarna ons luister. Deur versigtig te wees oor dit waarna ons kyk. Deur doelbewus en versigtig te kies, op watter pad gaan ek loop. En dankie Vader, dat U vir ons help om as ons daai pad gekies het, daarop te volhard. En Jesus, dankie dat U voor ons loop op die regte pad. En as ons oë op U hou, sal ons nie van die spoor afraak nie. Help ons, Here Jesus, om ons oë altyd op U te hou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.